Gemeente, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Dit is vir my 'n ongelooflike groot voorreg om vanoggend weer hier by u te kan wees, om saam met u te kan deel in die gemeenskap van die heiliges en in die opening van die woord van die Here. Baie dankie dat u hier is. Dis maar 'n skoolvakansietyd en in skoolvakansies is die banke maar bietjie leer, want die mense gaan geniet baie keer 'n welverdiende breek. En ons is dankbaar vir elke siel wat ons nog het, wat saam met ons in hierdie dag hier kan wees. So baie dankie dat u hier is. Kom ons buig net die hoofde. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend, Here, hier voor u kan vergader, Here. Here, ons bring ons probleme vandag en ons kom sit dit hier voor u voete, Here. Here, kom maak ons harte lig, Here, en ons ore oop. Ons kan luister wat u vir ons wil sê. Here, dankie ook vir hierdie geld wat ingekom het, Here. Here, gee ons ook asseblief die verantwoordelikheid en die wysheid om dit reg te spandeer. Amen. Vader, vanoggend wil ons u kom innooi in ons teenwoordigheid. Here, terwyl ek weet dat u alomteenwoordig is, dat daar geen hoogte is waartoe ons kan klim, of geen diepte is waarin ons kan neerdal, waaruit u ons nie kan kom haal nie. Maar Vader, ek bid dat u op 'n unieke manier, deur u Heilige Gees, vanoggend hier teenwoordig sal wees. Dat u die woord wat u vir ons gegee het, deur daardie Gees sal kom oopbreek soos 'n erdekruik in ons harte. Dat u ons daarmee sal salf en sal voed. Dat u ons daardeur sal toerus vir elke goeie werk. Dat u ons daardeur sal nader trek aan u sy. Dat u ons daardeur sal wakker skrik. Dat u ons daardeur sal laat opgroei tot u eer. Want Here, ons is hier om te luister. Nie na die woorde van 'n mens nie, maar na die woord van God. Na dit wat u deur die Gees in ons harte wil kom oopbreek. Daarom gee ons hierdie diens in die hande, Here. Daarom bid ons vir die seën. Daarom sê ons, u is welkom, Here, tot in ewigheid. Amen. Ek wil u dan nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak, en ons gaan lees in Johannes 13 vanaf vers 21 tot en met vers 30. Johannes 13 vanaf vers 21 tot en met vers 30. Terwyl jy daarin blaai, net 'n bietjie agtergrond gee. Ons is in die evangelie volgens Johannes. Dit is op 'n stadium waar Johannes besig is om te skrywe van die Here Jesus Christus, waar hy gesit het aan tafel vir die laaste maal saam met sy disippels in daardie bovertrek, en waar hy die gebeure beskryf van daardie aand wat ons nog steeds herdenk elke keer wanneer ons nagmaal vier. Johannes 13 vers 21 tot 30. Vers 21 sê: Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom: Here, wie is dit? Jesus antwoord:
Dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee, as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar, en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beers gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Baie bekende gedeelte in die skrif. Hy was bekend as die seun van donder, kort van draad, ambisieus, en het selfs een keer vir die Here Jesus gevra, toe hy 'n bietjie geafronteer was, of hy vuur uit die hemel uit mag stuur om 'n hele dorp plat te vee. Jesus self het in Markus 3 vers 17 aan Johannes en sy broer Jakobus hierdie bynaam gegee, seuns van die donder. Hulle was vurig, passievol, voortvarende persoonlikhede. Hy was een van daardie mense wat altyd reg was vir 'n bekleierery. In Markus 9 vers 38 byvoorbeeld, bied hy uit sy eie uit aan om mense te gaan regsien wat duiwels uitgedryf het in die naam van die Here. Nie een van die ander disippels was daardeur geplan nie, nie een van die ander disippels was daardeur persoonlik geafronteer nie, maar Johannes was altyd reg vir 'n bekleierery. Daar's baie sulke mensies wat ek in my lewe ook ken. Hulle raak amper opgewonde as daar 'n fight is. En tog is Johannes nie vandag bekend as die apostel of die disipel van donder nie. Dis nie hoe ons hom onthou nie. Maar vandag en deur die loop van die kerkgeskiedenis verwys hulle na hierdie apostel as die apostel van liefde. Hy maak spesiale melding van die gebod om mekaar lief te hê in Johannes 13 vers 34 tot 35 en bevestig dan die belangrikheid van hierdie gebod later as hy 1 Johannes 4 vers 20 tot 21 skryf. Hoor hoe belangrik is dit vir hom dat ons mekaar moet lief hê, hoe groot rol speel liefde in hierdie apostel se lewe. Hy skryf daar, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broer moet lief hê. Sy hele evangelie is 'n evangelie van liefde, die 4de evangelie in die Nuwe Testament. Hy verwys uitsluitlik na homself, nie een keer as Johannes nie, maar as die een wie Jesus lief gehad het. In Johannes 21 vers 20 byvoorbeeld, wanneer die Here Jesus vir daardie laaste paar kere by die disippels is, as hy op die strand aangeloop kom en hulle is besig om vis te vang uit op die meer, dan kom die Here Jesus langs die see stap en hoor wat skryf Johannes dan in vers 20, hy sê, en Petrus het omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Dit was belangrik vir Johannes om te weet dat daar hierdie liefdesverhouding tussen hom en die Here Jesus is. In Johannes 13 vers 23, hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sien ons ook die disipel wie Jesus lief gehad het. En in besonder beskryf Johannes hierdie interaksie tussen hom en die Here Jesus op so 'n manier dat 'n mens regtig die nabyheid van hulle verhouding met mekaar kan aanvoel. Vers 23 sê, en een van sy disippels, hoor, hy vir wie Jesus lief gehad het, en hoor wat skryf hy dan, het aan tafel teen die bors van die Here Jesus gelê. Daar is seker niks meer intiem, niks meer naby as iemand wat teen jou bors lê nie. Nou, ek moet hier sê, daar's 'n bietjie kultuur en kulturele agtergrond hier betrokke.
Want hulle het nou nie lekker aan tafel gaan sit soos wat ons vandag aan tafel sit nie. Hulle het bietjie meer aan tafel gelê. Die tafel was 'n baie lae tafel geweest en dan het hulle sulke lang bankies gehad wat so in 'n visgraat rondom die tafel gepak is. En dan het jy nou met jou voete gelukkig weg van die tafel afgelê en dan het jy so langs mekaar ingeskuif. En wanneer jy nou agter iemand gelê het, dan was jou kop waar hulle bors was. En dan skryf Johannes, Jesus het agter hom gelê want hy het teen die bors van die Here Jesus gelê. Dis waarom wanneer Petrus vir hom vra, sal jy by die Here Jesus hoor wie die een is wat u gaan verraai, dan sê hy het op die bors van die Here Jesus geval, so hy het net so teruggeval en vir die Here Jesus gevra. Maar wat verder besef moet word is dat hierdie posisie waarin Johannes lê, reg langs die Here Jesus aan die tafel, was 'n ereposisie gewees. U moes verstaan, hulle kultuur is baie anderster as ons in. En byvoorbeeld het die mans en die vrouens afsonderlik geëet. Hulle het nie saam aan tafel gesit nie. So jy het nie jou liewe dierbare vrou langs jou gehad nie en daarom het jy die persoon, die broer of die vriend waarvoor jy die liefste was, het jy reg langs jou aan tafel laat sit. En hierdie belangrike, hierdie persoonlike posisie word aan Johannes toegeken. Hy is die een vir wie Jesus lief gehad het. Dwars deur sy evangelie, dwars deur sy handelinge, sy skrywe, alles wat hy gedoen het, kom 'n mens agter dat Johannes hierdie spesiale verhouding met die Here Jesus gehad het. Hy skryf die evangelie volgens Johannes. Volgens die kerkgeskiedenis is hy die enigste een van die disippels wat van 'n natuurlike oorsaak dood is, wat nie 'n martelaarsdood gesterf het vir die Here Jesus nie. Wanneer ons van die kruisiging lees in Johannes 19 vers 26, is hy die enigste disipel wat dit waag om saam met Maria by die kruis te staan van die Here Jesus. En is juist daar aan die kruis wanneer die Here Jesus sterwe dat hy vir hom sê, vrou, vir sy ma, vrou, daar is jou seun, en dan sê hy vir Johannes, seun, daar is jou moeder. Johannes skryf verskeie boeke in die Nuwe Testament. Die evangelie volgens Johannes, die briewe 1, 2 en 3 Johannes, wat basies 'n brief oor die liefde is, wat in die kerk moet wees. En dan is dit ook Johannes, wat op die eiland Patmos is, wanneer die Here Jesus aan hom verskyn en aan hom die openbaring gee, die boek Openbaring, waarin hy vir Johannes die heerlikheid van die Here Jesus wys. Vir Johannes wys, hoe gaan dit lyk, daardie keer wanneer die Here Jesus sal aarde toe kom, daardie keer wanneer die Here Jesus oorwinning oor die wêreld sal behaal. Johannes en die Here Jesus Christus het hierdie persoonlike, intieme, naby verhouding met mekaar gehad. Soos wat die Here Jesus nie eers met Petrus gehad het, van wie ons baie lees nie. Inteendeel, ek dink daar is nie een ander persoon wat so 'n intieme verhouding met die Here Jesus gehad nie, so 'n liefde vir die Here Jesus gehad het nie. En jy weet hoe ek hierdie raak lees en hieroor begin dink en 'n bietjie in die skrif gaan lees oor al die kere wat ons nou agterkom hoe, en ek wil die Engelse woord gebruik want dit is eintlik so mooi hoe dit sê, hoe close die Here Jesus en Johannes met mekaar was. Toe is dit amper asof ek 'n klein bietjie jaloers was. Want is dit nie so dat ons amper enigiets sal gee om vir een dag in Johannes se skoene te kon staan nie? As ek vandag die uitnodiging sou maak en ek sou gesê, die Here Jesus gaan nog 'n keer afkom aarde toe en hy gaan hier by ons in die kerksaal, gaan hy aan tafel kom sit en die posisie is oop, die plek is beskikbaar, een van ons kan naby aan die Here Jesus gaan sit, inteendeel ons kan amper op sy bors gaan lê, ons kan in hierdie nabye, intieme verhouding met die Here Jesus wees. Wie van ons sal nie daardie geleentheid aangryp nie? En ek praat nie eers van, as ek sê nabyheid, net van 'n fisiese nabyheid nie, maar daardie emosionele nabyheid. Wie van ons begeer nie daardie sagte, persoonlike liefde met die Here Jesus Christus nie? Om hom elke dag 'n deel van my lewe te hê.
om met hom op te staan in die oggend, om met hom aan die slaap te raak in die aand. Die Here Jesus gebruik die voorbeeld van die verhouding wat hy graag met ons wil hê as die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. En as ons kan dink hoe naby jy aan jou man of jou vrou is, die van ons wat al die voorreg het om getroud te wees, dan is dit 'n voorbeeld vir ons van hierdie verhouding wat die Here Jesus met ons wil hê. Wanneer ons wakker word en mekaar groet en mekaar lief het, wanneer ons deur die dag ons hele dag met mekaar deel, wanneer ons omgee oor mekaar se seer, bly is oor mekaar se oorwinninge, wanneer ons in die aande weer styf teen mekaar gaan lê om aan die slaap te raak, ten minste in die winter. Daardie nabyheid wat ons het, is die nabyheid wat die Here Jesus met elkeen van ons diep en innig begeer. Inteendeel, dis my oortuiging vanoggend, dat die Here Jesus met jou 'n verhouding begeer, wat so close is, so naby is, dat die verhouding tussen Johannes en Jesus sal laat lyk asof dit net beginnerliefde was. Ek weet dit, want die Here Jesus leer dit vir ons. Hoor wat sê hy in Johannes 14 vers 23, daar staan, Jesus antwoord en sê vir hom, as jy my lief het, hoor wat hy sê, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê, en hoor dan hierdie laaste gedeelte, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Daardie woord woning maak wat hy hier gebruik, wanneer hy die Here Jesus aanhaal, beteken nie maar net dat ons gaan tent opslaan of 'n karavaan daar gaan saamtrek en so by iemand bly of by iemand kuier nie. Daardie woning maak beteken dat wanneer ons die Here Jesus lief het, wanneer ons sy woord bewaar, dan sal die Vader ons lief hê en dan sal Jesus Christus en die Vader by ons kom intrek in ons lewens. Deel word van ons lewens, dan sal hy hierdie verhouding met ons kom begeer en bewerk. In Romeine 8 vers 15 tot 16 skryf Paulus weer 'n ander voorbeeld. En hy skryf dat die Heilige Gees wat binne in die kind van die Here Jesus woon, oproep tot God, Abba Vader. Hoor wat staan daar, Romeine 8 vers 15 tot 16. Julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Daardie woordjie, Abba Vader, die naaste mooiste Afrikaans is Papa. En as u nou kan dink, as u 'n man is hier vanoggend en 'n kind het al vir u gesê, Papa, hoe naby, hoe persoonlik, hoe intiem daardie verhouding. Die Here Jesus beloof vir ons selfs meer as dit in Johannes 14. Want as ons nou 'n verhouding soek nog nader as 'n voorbeeld van 'n man en vrou, nog nader as die voorbeeld van 'n pa en seun, dan kom die Here Jesus in Johannes 14 vers 20 en hy skryf die volgende: In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is. Hy praat daar van sy persoonlike posisie in die drie eenheid, die heilige drie eenheid met God. Hy sê, ek en die Vader is so naby aan mekaar, ons is so deel van mekaar, dat ek binne in die Vader is. En hoor wat skryf hy, en julle in my, en ek in julle. Daar is geen voorbeeld van 'n nader verhouding as die verhouding tussen Vader, Seun en Gees nie. Dis is die verhouding wat jou liggaam, jou siel en jou gees met mekaar het. Dis onskeibaar, onlosmaakbaar van mekaar. Dis so naby aan mekaar dat dit in ware een is. Dis die een binne in die ander en die ander binne in die een. En dis die verhouding wat die Here Jesus met jou wil hê. Hoor wat bid hy? Die aand voordat hy gevange geneem is om gekruisig te word in Johannes 17 vers 21. Hy bid,
dat almal een mag wees, net soos U, my Vader, in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En die wonder van dit is, die Here Jesus het al die werk vir hierdie verhouding alreeds gedoen, as jy hom aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Elke liewe kind van God staan alreeds deur die Heilige Gees wat in ons woon, in hierdie verhouding. Maar ongelukkig ervaar ons nie almal hierdie intimiteit, hierdie nabyheid van die Here Jesus nie. Is dit nie waar nie? Baie van ons, ongelukkig, leef soos 'n man en 'n vrou, wat getroud is en lief is vir mekaar, maar wat aparte lewens begin leef het, wat verby mekaar begin leef het. Ons tref die Here Jesus hier en daar, ons ervaar hom hier en daar, maar daardie intimiteit met die Here Jesus ontbreek. Daardie nabyheid met die Here Jesus is nie daar nie. Ons het miskien hierdie begeerte in ons hart waar ons sê, Here Jesus, ek wil U ervaar, ek wil sing, nader my God by U steeds, nader by, ek wil vra, Here, trek my tot aan die sy, maar wanneer ek bid, voel dit asof ek teen die plafon vasbid. Wanneer ek na U roep, dan voel dit asof U nie hoor nie, Here, ek ervaar nie hierdie Johannes verhouding met U nie, ek ervaar nie die intimiteit nie. En as dit U lewe beskryf, is U nie alleen nie, want daar is duisende voorbeelde vir ons hiervan in die skrif. Job, Habakuk, Asaf, Saul en selfs Dawid het dit ervaar. Hoor wat skryf Dawid in Psalm 22 vers 2 tot 3. Hy skryf, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul, my God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Ek kan nie ophou na U roep nie, want ek het hierdie begeerte, Here, dat U in my lewe sal wees, dat U betrokke sal wees, maar ek voel net asof U nie naby my is nie. Ek ervaar net nie hierdie intimiteit nie. Inteendeel, ek ervaar net 'n geestelike afstand. Die Here het op my hart gelê om oor die volgende paar Sondae met U te preek, te praat oor 'n reeks ontsluier sy nabyheid. En ek wil praat vir die volgende 5 Sondae oor die nabyheid aan God en aan die Here Jesus Christus. Maar vanoggend, voordat ons daarmee begin, wil ek eers praat oor die struikelblokke tot nabyheid. Met ander woorde, wat is die dinge wat ek in my lewe kan toelaat, wat kan veroorsaak dat ek nie hierdie verhouding wat ek het in die Here Jesus Christus, wat die Heilige Gees wat in my woon, waarborg in die Here Jesus Christus, wat maak dat ek dit nie kan voel nie, terwyl ek weet, dit is daar. En ons twee hoofdinge wat ek raak gesien het, as 'n mens na die voorbeelde in die skrif kyk. Die eerste een is vinnig, en ek gaan net vinnig daarna verwys. Ek het dit nie eers 'n gedagte gemaak vandag nie, maar die eerste ding is, as mense partykeer deur mekaar raak, en dink dat wanneer dit goed gaan, is die Here naby, maar wanneer dit sleg gaan, is die Here ver van ons af. Dis nie die waarheid nie, dit is 'n absolute leuen. Hoor wat skryf Dawid, wat nou net hierdie verte van God ervaar het, skryf in die baie bekende Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van dood skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Waarom nie? Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. 'n predikant wat vir U leer dat dit die Here se wil is en sy begeerte dat dit altyd met U wonderlik goed en gemaklik sal gaan, lieg vir U.
Niemand is gemak gewaarborg nie. Gaan kyk na die mense in die skool, in die skrif. Abraham is in die woestyn ingestuur, Josef is in 'n put gegooi, Daniel het in 'n leeukuil beland, nie een van die disippels behalwe Johannes het oorleef nie, hulle is almal doodgemaak as martelaars. Inteendeel, wanneer 'n mens na die skrif kyk, dan sien 'n mens wat die Here Jesus gesê het, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Moeilikheid, 'n moeilike lewe, uitdagings wat oor jou pad kom, probleme wat oor jou pad kom, hartseer wat oor jou pad kom, is 'n risiko van die lewe. Dis in jou lewe omdat jy lewendig is en mag jy God soek en mag jy hom vind daarin. Mag jy, wanneer jy in 'n dal van dood skaduwee is, nie sê die Here is ver van my omdat ek in hierdie dal is nie, maar dat jy juist sal sê ek sal geen onheil vrees nie want U is met my hier in die dal van die dood skaduwee. Hier in die storm staan die Here Jesus op die golwe. Hier in die woestyn stuur die Here die manna en die kwartels. Hier in die probleme is die Here. Voorspoed is nie nabyheid nie, nabyheid is nie voorspoed nie. Moenie die leuen glo wat die duiwel vir ons verkondig nie. So, die eerste rede waarom ons hierdie geestelike afstand ervaar is, as gevolg van 'n verwarring tussen voorspoed en nabyheid. Die tweede is groter. Die tweede en die enigste werklike rede waarom daar hierdie geestelike afstand kan wees, die enigste werklike struikelblok tot die nabyheid van die Here, is sonde. Jy sien, daar's baie voorbeelde hiervan in die skrif. Dink aan koning Saul. Koning Saul was 'n doodgewone man gewees en hy was lank en mooi van aansien gewees. Dit was sy hele CV gewees in die Bybel. Hy is amper net so maklike president gemaak as ons presidente. En koning Saul word deur die Here uitgekies vir daardie werk. Dit is die Here wat die profeet stuur om vir Saul te gaan salf. Die Here sê hy moet koning oor julle wees. Dis die Here wat hom in daardie posisie stel. Dis die Here wat maak dat dit met Saul goed gaan as koning, die een van die eerste konings van Israel. Dis die Here wat met Saul is totdat dit kom by die Amalekiete, waar ons later gaan praat. Totdat Saul besluit om sy eie kop te volg. Totdat Saul besluit hy het nie meer die Here Jesus nodig nie. Totdat Saul besluit hy self goed genoeg. En dan wat gebeur? 1 Samuel 16 vers 14. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Jy sien, van die begin af maak sonde skeiding tussen die mense en God. Wat het in die tuin van Eden gebeur? Ja, die Here het in die aand wenkie neergedaal in die tuin en saam met Adam en Eva in daardie tuin geloop. Hy het met hulle gepraat soos 'n man met sy vriend praat. Hy het saam met hulle daar gewees en hy sou vir ewig saam met hulle in hierdie paradys geleef het, maar toe sonde in die wêreld inkom, toe bring dit skeiding tussen God en mens. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Sonde wat ons in ons lewens toemaak, bring 'n wig tussen ons en God. Nou, dis belangrik dat ek noem, daar moet onderskeid getref word. Jy sien, die natuurlike sonde waarmee ons gebore word, skei ons heeltemal van die Here. Romeine sê, kyk, almal het kort gekom aan die heerlikheid van God. Dit sê, julle is dood deur julle sonde en julle misdade. Julle is heeltemal verwyder van God. Maar wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem, dan vergewe hy daardie sonde. Hy breek die muur af wat ons van God geskei het. Maar, kind van die Here, selfs in ons geestelike lewe,
Selfs in die paadjie wat ons saam met die Here Jesus stap, is daar struikelblokke wat sonde maak om tussen ons en God te kom. Sonde het nie sy aard verander nie. Daar's miskien nie meer 'n muur waaroor ons nie kan klim nie, maar daar is struikelblokke, hekkies, klippe en gate tussen ons en die intimiteit met God. Nou enige sonde maak dat ons nie die nabyheid met die Here kan ervaar nie. Wanneer daar sonde is wat jy in jou lewe toelaat, sonde waarmee jy nie wil deel nie, sonde wat jy nie bereid is om voor vergifnis te vra nie, sonde wat jy nie bereid is om mee te breek nie, dan sal dit keer dat jy die nabyheid met God ervaar. En dan wil ek amper so braaf wees om te sê, moenie vir die volgende 4 boodskappe wat ek gaan bring opdaag nie, want as jy nie met hierdie sonde in jou lewe klaar maak nie, kan jy nie die nabyheid met God ervaar nie. Die skrif leer vir ons dat wanneer die kind van die Here sal sterwe, sal ons ook voor God staan. Miskien nie om die straf vir die hel te ervaar nie, maar 1 Korintiërs leer vir ons sal gered word, maar soos 'n vuurhout, hout wat uit 'n vuur uitgeruk word. Breek met sonde. Die skrif noem 3 spesifieke sondes wat hy uitsonder in hierdie verband. Nou ek sê weer, enige sonde tel. Enige iets wat jy in jou lewe het, wat jy nie na die Here toe wil bring en sê, Here, ek erken hierdie ding is verkeerd, ek erken dat dit skeiding gemaak het tussen my en U, ek erken dat dit nie meer deel van my lewe moet wees nie. As jy nie bereid is om daardie ding te bring nie, sal jy nie die nabyheid met God kan ervaar nie, maar hierdie 3 spesifiek word genoem, en ek gaan vinnig na hulle al 3 verwys. Die eerste ene, wederstrewigheid. 1 Samuel 15 vers 23 sê die volgende: want wederstrewigheid is die sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Baie swaar, baie ernstige woorde wat die Here hier neerskryf. En natuurlik gaan hierdie gedeelte oor Samuel se verhaal in 1 Samuel 15. Jy sien, die Here gee aan Samuel die koningskap. Hy het niks gedoen om dit te verdien nie. Soos ek gesê het, hy was net lank en aantreklik. En die Here het gesê, ek kies vir Samuel om koning te wees oor Israel. En Samuel word aangestel en hy's koning en Israel aanvaar hom en dit gaan goed in Israel. Maar dan maak hulle oorlog teen die Amalekiete en die Here sê vir Samuel, hierdie is 'n bose volk, 'n volk vol afgodery, 'n volk vol van gruwelike dinge en jy moet daardie volk met die banvloek tref as ek die oorwinning in jou hand gee. Dit beteken dat jy geen mens in daardie volk mag laat lewe nie. Ek weet dit klink erg, maar dis die woord van die Here. Hy sê jy mag niks vat wat in daardie plek is nie. Nie 'n stukkie goud nie, nie 'n stukkie silwer nie, nie eens 'n stukkie brons nie. Jy mag geen dier laat lewe wat aan daardie volk behoort het nie. Hulle moet absoluut van die aarde af weggevee word. En wat doen Samuel? Samuel sê, "Sjoe, Here, dis bietjie erg. Ek weet 'n bietjie beter. Ek sal self besluit. Ek weet wat die regte ding is vir my lewe. Ek het nie nodig om na raad te luister nie. Ek het nie nodig om wysheid te gaan soek nie. Ek weet watter besluite ek moet maak, sodat ek die regte uitkom sal hê." Het jy agtergekom, die gedeelte in 1 Samuel 15:23 noem dit afgodery en waarsêery. Want het gaan oor die mens wat homself 'n afgod maak.
Om te sê, ek dien myself, ek kyk na wat is vir my die belangrikste, die wysste, die beste besluite. Ek sal na niemand en niks luister wat nie oor myself is nie. En die skrif noem dit waar, sê hy, want ek weet wat die beste is vir my toekoms. Ek weet wat in môre lê. En dan wat is die uitkoms hiervan? Die kraswoorde van vers 23, omdat jy die woord van die Here verwerp het, sal hy jou as koning verwerp. En toe ek hieroor gedink het en die storie van Samuel weer deurgelees het, was ek vreesbevange. Want ek het besef, dis vir die Here so belangrik, om ons te waarsku teen eie sinnigheid en wederstrewigheid, dat hy 'n hele verhaal in die Bybel laat opteken het om vir ons die gevaar daarvan te wys. Dat hy dit spesifiek uitsonder as een van die sondes wat 'n wig dryf tussen ons en God. En wat vir my so erg was toe ek dink, maar hoe maklik kom hierdie dinge in ons lewens. Jy sien, ons dink baie keer aan sonde in terme van die 10 gebooie. Jy weet, jy moet nie steel, moord pleeg of egbreek nie. Maar as ek hierna kyk en ek sien die ernstig, dan sê die Here, om jou eie kop te volg teen die Here, is 'n sonde wat afstand maak tussen jou en God. Ek het dadelik, ek maak net voorbeelde, maar ek het dadelik gedink aan die 10de. Dis die Here wat vir jou sê, jy moet jou volle 10de na die skattekis bring, jy moet jou volle 10de na die huis van die Here bring. Maar wat sê ons? Ons sê, Here, jy ken nie my begroting nie. Jy weet nie wat vir my die beste besluit nie. Waar sê hy, Here, jy besef nie dat as ek dit nie doen nie, as ek dit doen, gaan ek nie hierdie maand maak nie. Here, jy weet nie. Ek weet. Is dit nie wat ons doen wanneer ons kerkbyeenkomste verontagsaam nie? Ons weet die Here wil ons in die kerk hê, maar ons sê vir die Here, Here, ek weet u sê ek moet in die kerk wees, maar ek het die rus nodig. Ek het nodig om my eie ding uit te werk. Ek weet wat die beste is vir my. Inteendeel is dit nie amper enige sonde wat ons in ons lewens toelaat, waar ons vir die Here eenvoudig sê, Here, maar ek weet beter nie. En toe ek dit besef, ek selfs in my eie lewe, dat as ek hierdie nabyheid van die Here soek in my lewe, as ek dit wil najaag, gaan ek die afgod van self moet kruisig in my eie hart. Ek sal sy beelde moet afbreek, sy altare moet platvee, ek sal my wil moet oorgee aan die Here, en Here sê, nie meer soos ek wil nie, maar soos u wil. Here, sê en ek doen, vra en ek gaan. Here, ek sal nie meer langer soos 'n donkie vasskop, wanneer u my wil nader trek, omdat ek myself wil aanbid nie. Psalm 32 vers 9 sê, wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem en toon en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die psalmskrywer gebruik die beeld van 'n man wat 'n donkie moet nader aan hom trek, want hy skop vas in eie sinnige hardkoppigheid. En ek besef, Here, hoeveel keer is dit nie maar deel van ons lewens nie. Miskien sonder dat ons dit besef. Miskien is daar nou iets in jou hart, iets wat die Here in jou hart op hierdie oomblik wakker maak, waar hy vir jou sê, los hierdie dinge, want ek wil 'n verhouding met jou hê. Ek wil hê jy moet aan my bors kom lê. Ek wil jou in my arms kom vashou. Ek wil jou lief hê met hierdie innige liefde, en ek wil hê jy moet dit voel. Maar ek kan dit nie doen as jy in die afgodstempel van die self bly staan nie. Die tweede gedagte.
afgoderry. Esegiel 14 vers 3 sê, mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle harte opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit. En dan vers 5, sodat ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van my afgewend het. Ons kry 'n verskriklike interessante verhaal hier in Esegiel 14. In Esegiel 14 is die profeet Esegiel alreeds in Babylon. Die volk is in ballingskap weggevoer as gevolg van hulle afgoderry, as gevolg van hulle hardkoppigheid. Dis amper die tweede vlak, wanneer daardie hardkoppigheid waarin ons vasgehou het, daardie eie sinnigheid waarin ons vasgehou het, gegroei het soos 'n bose blom en vrugte begin dra het. En nou kom hulle hier in Babylon. En Esegiel hou kerk. En die dag toe hy kerk hou, toe kom die oudstes en die heiligstes van Israel en hulle kom ingestap om voor hom te kon neersit. En Esegiel waarskynlik met 'n boodskap wat hy vir hulle voorberei het. Kyk uit oor hierdie gehoor en voordat hy kan begin praat die Here met Esegiel en hy sê, Esegiel, kyk hoe kom hierdie mense in met hulle vroom gesigte en hulle godsdienstige gebruike, maar in hulle harte is daar drekgode. 'n Drekgod in die hart is iets wat jy bo die Here aanbid in jou lewe. Dis iets wat vir jou belangriker is as die Here in jou lewe. In die skrif is daar baie voorbeelde daarvan. Mense wat geld liewer gehad het as wat die Here lief gehad het. Soos Judas Iskariot wat hom verraai het vir 30 silwerstukke. Soos die Fariseërs wat hom verraai het omdat hulle vasgehou het aan menslike eer en glorie. Soos al die profete, al die konings wat agter ander dinge aangeloop het as gevolg van eer, glorie, krag of geld. Hartsgode waarmee ons in die kerk van die Here Jesus instap. En weer eens toe ek dit raak lees, toe gryp dit my aan, want ek dink toe dadelik hoe maklik ons aan hierdie dinge kan vashou. Ek praat nou die dag met 'n vrou, en asseblief, hierdie is net 'n voorbeeld. Ek wil aan die begin sê, en ek sal aan die einde weer sê, ek dink sport is 'n absolute wonderlike ding, en mense moet daarin deelneem. Maar ek praat nou die dag met 'n vrou, sy's 'n ma, en sy het 2 jong kinders. En sy sê vir my, jy weet, sy wil so graag haar kinders by die kerk uitkry. Die oomblik as hulle uitvind ek so dominee, dan sal onmiddellik heilig. Sy sê, ek wil so graag my kinders by die kerk uitkry. Ek het hierdie begeerte dat my kinders moet Sondagskool toe gaan en vir die Here, van die Here moet gaan leer. En ag, ek wil so graag self daar in die kerk gaan staan en met die Here gaan praat en hierdie nabyheid van die Here voel. Maar ek kan nie, want my kinders het elke Sondag oefening en wedstryd. My kinders is nou baie besig met netbal en rugby. My kinders gaan nou op baie kampe en toere. En my hart breek vir hierdie vrou, omdat ek besef daar is 'n drekgod in haar hart. Want haar kinders se sport is vir haar belangriker as haar kinders se verhouding met die lewende en lewendmakende God van die heelal. Ek weet nie wat in jou hart is nie, kind van die Here. Ek kan nie soos Esegiel tot binnekant sien nie, en ek dank die Here daarvoor. Maar daar kan niks in jou hart wees groter as jou God nie. Hoor wat sê die Here Jesus. Lukas 16 vers 13. Geen huisknegt kan 2 here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of die een aanhang en die ander verag. En dan gebruik die Here Jesus die voorbeeld van geld en hy sê, jy kan nie God en mammon, die geldgod, dien nie. Die laaste gedagte. Onvergewingsgesindheid. Matteus 5 vers 23 tot 24 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring,
en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Ons kry hier in Matteus 5 vers 23 tot 24 'n ongelooflike sterk beeld van die hart van die Here. Jy sien, hy skets vir ons 'n prentjie in die gedagtes van 'n man wat in die ry staan by die tempel om sy offerdier te bring. Daardie dae het jy jou bok of jou skaap of jou duif of wat ook al jy kon bekostig, het jy na die tempel toe gevat en dan het jy in 'n lang ry gestaan. En die priester het gekom en hy het jou kom haal en dan het hy namens jou hierdie dier gaan offer. En hierdie man staan in die ry en dan, terwyl hy in hierdie ry staan, val dit hom by. Nie dat hy iets teen iemand anders het nie, maar dat iemand anders iets teen hom het. Daar's 'n gebreekte verhouding in sy lewe. Daar's 'n stikkende verhouding in sy lewe en die Here maak hom daarvan bewus. En hoor wat sê die Here vir hom. Hy sê, ek stel nie belang in jou offer as jy daardie gebreekte verhouding voor my bring nie. Ek stel nie belang in jou nabyheid nie, los eerder jou offerdier net daar. Los hom net daar by die tempel en gaan eers en gaan versoen jou met jou broeder en dan kom jy en jy bring jou offerdier. Die Here stel nie belang in verhouding, in 'n nabyheid met jou, as daar 'n stikkende verhouding in jou lewe is, wat jy hardkoppig weier om te gaan regmaak nie. En nou, my liewe broeders en susters, as die Here so voel, wanneer iemand iets teen jou het, hoe voel hy wanneer jy met iets teen iemand anders kom? Onthou julle sy verhaal? Hy het vertel van 'n man wat baie geld vir 'n regter geskuld het. En die regter het die man voor hom gebring en hy het vir hom gesê, betaal my die geld of ek gooi jou in die gevangenis. En die man het by die regter gepleit en hy het gesê, ag asseblief, ek het nie die geld om te betaal nie, ek kan dit nie bekostig nie, asseblief, wees my genadig. En die regter het hom jammer gekry en vir hom gesê, gaan weg van my af. Jou skuld is alles betaal. En hierdie selfde man het weggegaan en hy het iemand gekry wat hom geld geskuld het. En toe hy vir daardie man nader trek, sê hy vir hom, betaal my al die geld of ek gooi jou in die tronk. En die man het by hom gepleit en gesê, asseblief, ek het nie nou die geld nie, ek kan jou nie die geld betaal nie, wees my asseblief genadig. En hy het gesê, nee! En hy het hom gaan gooi in die tronk. En wat het die regter gedoen? Die regter het daardie man gevang en hy het hom vir die res van sy lewe in die gevangenis ingegooi. En direk daarna sê die Here Jesus, direk daarna sê die Here Jesus, vergewe mekaar, soos julle Vader julle vergeef het. U sien, my broeder en suster, die struikelblokke wat tussen ons en die nabyheid van God kan staan, kan 'n mens ook wees. Dis daardie stikkende verhouding wat nie net 'n afstand tussen jou en 'n ander mens maak nie, maar tussen jou en God. En ek weet, ek besef dis nie maklik om te vergewe nie. Ek besef beter as wat u miskien sal verstaan, dis nie maklik om dit oor te gee in die hande van die Here nie. Dis nie maklik om te versoen en weer te gaan regmaak nie. Dis nie maklik om te sê, Here, my begeerte om naby aan u te lewe is groter as my begeerte om aan hierdie wrok vas te hou nie. Maar as u 'n nabye verhouding met die Here begeer, vergewe en versoen. Jy kan nie teen die bors van die Here Jesus lê as jy nie bereid is om jou knieë voor hom te buig nie.
Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Ek sluit af. Kind van die Here, die Here Jesus kom dek vanoggend weer 'n tafel. En hy sprei op hierdie tafel allerhande kosse uit. En hy nooi jou persoonlik om langs hom te kom lê met jou kop op sy bors. Hy wil hê dat jy die onbeskryflike liefde moet voel wat hy vir jou het. Hy wil hê dat jy sy hartklop moet kan hoor. Hy wil hê dat jy in daardie intimiteit kan inbeweeg. En daarom vra hy jou, laat staan die wederstrewigheid. Kry klaar met die aanbidding van self. Laat dit gaan en luister. Laat staan die afgoderry. Mag die Here alles by ons vat, behalwe homself. Mag ons braaf genoeg wees om te sê, Here, enigiets wat meer as U is in my hart, vat dit uit my lewe uit. Verwyder dit van my. En mag ons die stikkende verhoudings wat gapings tussen my en die Here maak, gesond maak, sodat ons ook aan sy bors kan lui en kan wees. Mag die Here vir U genade gee. En mag die Here U in sy intimiteit innooi, sodat U by hom rus kan vind. Dis beter om in die drempel van sy deur te staan, as 1000 jaar in die tempels van ongeregtigheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek weet nie wat om te bid behalwe nader my God by U, steeds naderby. Al sou my hoof ook rus op 'n klip, al sou ek alles verloor, maar ek wen U, dan is dit vir ons genoeg. Gee vir ons die krag om die altaar van self te verwyder uit ons hart. Help ons om die beeld van die drekgode af te breek en die wonde van onvergifnis te genees. Want ons wil by U wees. Ons wil by U wees. Totdat U kom om ons te kom haal. Amen. Wanneer dit kom by die oorgee aan sy wil, wanneer dit kom by sy nabyheid, laat ons staan en sing, waar hy lei, gaan ek gewillig. Luister mooi na die woorde. Waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig.
bevry my. Ek gaan met U heel die weg. Breek die stilte hier, praat met my. Breek die stilte hier, praat met my. Breek die stilte hier, praat met my. Deur die woord en Gees praat U met my. As U roep, sal ek U antwoord. As U roep, sal ek U antwoord. As U roep, sal ek U antwoord. U is die skepper, redder van my hart. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, mag dit met U gaan, intiem en naby, heel die weg, totdat hy kom. Amen. Baie dankie.